Welkom by hoofstuk 5 van Kunskap. Elke huis het ook huisreëls. Paulus beskryf dit baie duidelik in 1 Timoteus 3 vers 15. Paulus skryf die hele Timoteus aan Timoteus en hy dring aan by hom om in Efese te bly en dan sê vir hom, Timoteus, ek wil hê jy moet sekere sake vir my hanteer, jy moet ouderlinge en diakens aanstel, jy moet seker maak, hierdie gemeente in Efese word gevestig. En dan sê hy in 1 Timoteus 3 vers 15, in geval my koms vertraag word, sal jy dus weet hoe iemand hom moet gedra in die huisgesin van God. Met ander woorde, ons moet weet hoe moet ons osself gedra in die huisgesin van God. Dan gaan hy verder. Wie is hierdie huisgesin? Dis die gemeente van die lewende God. En wat is sy verantwoordelikheid? Dan sê hy verder, die gemeente is die draer en beskermer van die waarheid. Hierdie vers is so gelaai, 'n mens kan 'n hele boodskap net hierop doen. Ek het eendag 'n boek gelees van die Golden Rule. Die Golden Rule sê basies, he who has the gold, make the rules. En dit was 'n bietjie tong in die kies gesê, maar waarop dit eintlik neerkom, as ek in my ouers se huis bly, en hulle betaal my rekeninge, en hulle sit kos op die tafel, en hulle gee vir my klere om aan te trek, dan het hulle die goud, en hulle maak die reëls. Solank ek onder hulle rekening is, kan hulle vir my sê wat ek moet doen, en moet ek hulle reëls gehoorsaam. Net so, wanneer ek deel is van die huisgesin van God, dan bepaal God wat die reëls is. En daar is reëls. En in hierdie hoofstuk kyk ons na wat hierdie reëls is. Wat verwag die Vader van my as seun of as dogter in sy huisgesin? Hoe moet ek optree? Hierdie is waar van ons geestelike gesin. Onthou, my geestelike gesin is die gemeente. Dit is die kerk waarin ek ingeskakel is. En elkeen kan nie net doen wat hy wil nie. Om die waarheid te sê, Paulus sê in 1 Korintiërs 14 vers 33, God is tog nie 'n God van wanorde nie, maar van orde en van vrede. Elkeen kan nie doen wat hy wil nie. Hierdie is 'n huis, ons is deel van die huisgesin van God en dan moet reëls wees. Ongelukkig is die gesegde waar, elke huis het sy kruis. Elke gemeente het ook sy kruis wat hy dra. En dit beteken maar net, dat die gemeente is nie perfek nie. Ons gemeente is nie perfek nie, en dalk as jy by 'n ander gemeente ingeskakel, en ek kan jou nou sê, daai gemeente is ook nie perfek nie. Waarom is dit nie perfek nie? Om 'n eenvoudige rede, jy is by daai gemeente, en ek is by hierdie gemeente. Ek kan vra, maar wat beteken dit? Dit beteken basies maar net, solank ek nie perfek is nie, en jy nie perfek is nie, gaan die kerk waarby ons inskakel nie perfek wees nie. Iemand het eendag spottenderwys gesê, as daar 'n kerk is wat perfek is, moet asseblief nie soontoe gaan nie, want net die feit dat jy daar is, gemaak dat dit nie meer perfek is nie. Miskien is dit nou grappenderwys gesê, maar dink mooi daaroor. As die gemeente perfek was, dan het 'n geweldige implikasie gehad, want dan het beteken per definisie is daar nie meer jong gelowiges wat nog foute maak nie, wat nog moet groei nie. Dan beteken dit almal is geestelik volwasse en daar's nie meer nuwe bekeringe nie. Dis eintlik 'n baie gevaarlike plek om te wees. Ons moet verstaan, vir ons wat gelowige is, Paulus sê dit ook, op julle wat volwasse is in die geloof, rus die verpligting om die swakhede te verdra van die wat nog nie daar is nie. Paulus sê op 'n ander plek in Efesiërs 4 vers 2 sê hy, wees altyd beskeie, ek moet nederig wees, ek moet vriendelik wees, ek moet geduldig wees, en dan sê hy, en verdra mekaar in liefde. En dit is wat eintlik die groter belangrike ding is. Jesus het nie bedoel dat die kerk moet perfek wees nie. Die kerk hier op aarde sal nooit perfek wees, solank daar nuwe mense tot bekering kom nie. In die volgende hoofstuk praat ons spesifiek oor jou identiteit, jou verantwoordelikheid en jou posisie in die huisgesin van God. Onthou om hoofstuk 6 deur te werk, voordat jy die volgende video kyk.